Shalom en welkom weer in hierdie tydjie wat ons gesels oor dit wat Vader vir ons in sy woord gee. Dit gaan vir ons net oor sy woord, soos jy reeds weet. En vir ons is dit belangrik dat ons alles wat ons sê en doen sal meet en sal inpas in wat Vader gesê het in sy woord. En nie ons interpretasie nie. Hierdie is baie belangrik vir die gesprek vandag wanneer ons gaan begin met 'n tydjie wat ons gaan gesels oor die tabernakel, die priesterdom, wat Vader as voorbeeld vir ons gegee het, maar meer as 'n voorbeeld. En daaroor gaan ons gesels. Maar voordat ons gaan begin om dit te doen in die volgende weke, gaan ons vandag gesels oor 'n baie interessante man, waaroor baie spekulasie en mensgemaakte leringe en so baie afleidings gemaak word. Daarom was dit belangrik vanoggend dat ons weer besef, dit moet gaan vir u en my oor wat Vader se woord vir ons leer, sonder afleidings en sonder die dinge wat ons graag daarin wil sien. Om dit te kan doen is dit belangrik dat ons vandag na die woord gaan kyk, wanneer ons gesels oor 'n man met die naam wat u in die ander vertaling sal sien as Melchisedek. Wanneer ons egter die woord gaan kyk in sy oorspronklike, dan sien ons, dit bestaan uit 2 dele hierdie woord, Melchisedek. Nou in die naam self is daar alreeds 'n redelike probleem in die uitleg daarvan, en baie mense vertaal dit dan ook as die koning van geregtigheid. Nou, daar is effens 'n probleem in die grammatika van die Hebreëus om dit so te kan vertaal, en bestaan dit uit 2 woorde wat, die eerste een, Malki, beteken my koning. En wanneer ons dan kyk na die tweede woord, dan die geregtigheid waarvan mense praat, sien ons dat die betekenis van daardie woord, geregtigheid, beteken opregtheid. Maar in opregtheid wat gedoen word in totale onpartydigheid. Net soos wat Vader onpartydig is met sy liefde. En net so word die woord hier gebruik as onpartydig en opreg. So, wanneer ons kyk na die woord Melchisedek, beteken dit dus, my koning is onpartydig opreg. Nou, daar is net 'n paar plekke in die skrif waarvan gepraat word van Melchisedek. En hierdie paar plekke gaan ons vinnig vir u uitwys om dan te kan praat oor wat is hierdie man se rol, wat kom wys hy vir ons, wat het hy, waarom het hy op die toneel kom verskyn. Die eerste plek wat ons lees van Melchisedek is in die verhaal wat die meeste mense ken met Abraham, in Genesis hoofstuk 14. En van vers 18 af staan daar dan ook Melchisedek, die koning van Salem, nie Levitiese priester van El Elyon. Nou, die woord El Elyon verwys na die magtige of die allerhoogste magtige God. Dis 'n verwysing dan na die skepper lewende God alleen. En hier sal reeds 'n baie interessante konsep. Nou, hy het brood en wyn gebring, vers 19, en hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur El Elyon, die skepper van hemel en aarde, en geseënd is El Elyon, wat die vyande in die hand gegee het. Toe gee Abraham hom 'n tiende van alles. Nou, behalwe vir die feit van die tiende wat hier genoem word, is die baie belangrike aspek. Hierdie is lank voor 2 geslagte voor die begin van die stamme van Israel. Hierdie is Abraham, voordat Vader sy naam verander het. Hy is ook die gekose een waardeur Vader sy volk gekies het as voorbeeld vir die ander nasies. Maar hier sien ons, en dit is belangrik dat ons dit uitwys, dat hier reeds 'n priester was, lank voor die Lewiete. En hierdie priester het die skepper lewende God aanbid, en hy was 'n priester
Met ander woorde, daar is offers gebring, daar is 'n aanbiddingsproses gewees vir die skepper lewende God, selfs voor Abraham. En ek dink dis een van die groot misverstande wat mense het en dink dat Vader se betrokkenheid, Vader se werk met die mensdom, Vader se voorbeelde, sy wette en sy standaarde het begin met Abraham. Hier is slegs een van die maniere en plekke waar ons duidelik kan sien, dit is nie waar nie. Ons kan duidelik sien dat Vader reeds hier 'n priesterdom het. En dit is die belangrike ding wat ons vandag moet sien. Daar is 'n ewige priesterdom van die begin af, vandat dit nodig was om deur offers en deur intreding vir mense na God toe te kom. Hierdie selfde konsep sien ons dan ook reg deur die skrif en gaan ons kyk daarna. Ek wil hier vir u noem dat slegs in Aramees is daar 'n onderskeid wat getref word tussen Cohen, die priesterskap soos wat ons dit ken, die Levitiese priesterskap, en 'n ander woord wat gebruik word by Melchizedek, by Jesua self, wanneer daar in Hebreërs van hom gepraat word as priester, en ons gaan kyk net nou daarna, maar ook wanneer gepraat word van onder andere Jethro, Moses se skoonpa. Dan word daar 'n woord gebruik in Aramees, Komrea. Komrea beteken 'n nie-Levitiese priester, 'n priester wat nie is van die Levitiese orde nie. En net uit die bestaan van hierdie twee woorde, is dit vir ons duidelik dat die priesterdom nie van altyd af afhanklik was van die Lewiete. Kom ons kyk in verdere verwysing wat dan gemaak word van Melchizedek. En die volgende verwysing wat ons vind is in Psalms, naamlik Psalm 110 vers 4. Jehovah het gesweer en sal nie lieg nie. U is 'n nie-Levitiese priester vir ewig volgens die voorbeeld van Melchizedek, of die orde van dit wat daar gestel is as priesterskap, waarvan Melchizedek 'n voorbeeld was. In Psalm 110, soos ons weet, en vooral hierdie gedeelte, is 'n messiaanse, soos mense dit noem, is 'n profesie van Messiah, die gesalfde een wat sal kom, Jesua. So in hierdie verwysing word hier reeds verwys dat die gesalfde een, Jesua, 'n ewige priesterdom sal voortsit, waarvan Melchizedek 'n voorbeeld was. 'n Paar dinge en wat mense leer daaroor wat eintlik ook hierin gesien word in die skrif. Dan lees ons weer van Melchizedek in die nuwe verbond. Wanneer die priesterskap in die Hebreërbrief geskryf vir Hebreërs, in die taal wat hulle kon verstaan in daardie tyd, uit die aard van die saak, Aramees, die spreektaal van die tyd. En in Hebreërs word Jesua weer hierdie belofte, hierdie profesie van Psalm 110, sien ons dit beskryf word in die vervulling daarvan. Hebreërs 5 vers 6 sê dan ook, soos hy op 'n ander plek gesê het, en nou verwys hy presies na daardie gedeeltes. Jy is 'n nie-Levitiese priester vir ewig, volgens die beeld van Melchizedek. Net soos hy was, 'n priester voor Levi. Jesua was nie 'n Levitiese priester nie. Jesua was nie, maar hy was wel 'n priester, volgens die van die begin af priesterorde wat Vader daar gestel het, waarvan Melchizedek vir ons 'n voorbeeld was. Ons gaan die belangrikheid van hierdie punt binne 'n paar minute sien. Ek dink dit is baie belangrik dat ons sal verstaan wat dit beteken. Dit gaan aan in vers 10 van hoofstuk 5 in Hebreërs. Hy is deur God as hoofpriester aangestel, volgens die beeld van
Melchizedek. Hy het met ander woorde nie in die nageslag priester geword nie. En ek het gehoor, daar is iemand wat baie ernstig 'n lering daaroor gee, dat Jesua eintlik 'n Lewiet was, en nie van die stam van Jehuda. En liewe vriend, dan sou hy nie die vervulling gewees het van die beloftes wat spesifiek daaroor gemaak word in die Tanakh. Nee, hy was nie 'n priester vanuit Levi nie. Dan sou dit nie nodig gewees het dat hy aangestel sou word nie, want hy was uitgeslag uit. Dis baie duidelik hier dat hy is deur God as hoofpriester aangestel. Hebreërs 6 vers 20 gaan verder. Waar Jesua vroeër ingegaan het namens ons en die ewige nie-Levitiese priester geword het, volgens die voorbeeld van Melchizedek. Hy sit aan die regterhand van God die Vader, tree vir ons in as hoofpriester en doen die take en die werke van die hoofpriester, soos ons net nou vir u gaan wys wat dit is. Van die priester wat deur Vader aangestel is. Hierdie Melchizedek was koning van Salem, nie Levitiese priester van God Ha-Elon, die Allerhoogste wat vir Abraham ontmoet het by sy terugkoms na die slagting van die konings en hom geseën het. Hier word die hele geskiedenis van Genesis 14 vers 18 tot 20 weer aangehaal en word vir ons weer verwys na die eerste keer toe Melchizedek genoem word, wat vir ons sê, dit is dieselfde persoon en wat vir ons weer eens uitwys dat hy 'n priester was van die Skepper lewende God. Ha-Elyon, die Allerhoogste. Hebreërs 7 vers 2, net om dit te bevestig, wys hy vir ons die storie daarvan, dis aan wie Abraham die 10de betaal het. Hebreërs 7 vers 3, sonder dat sy vader of sy moeder in die geslagsregister opgeteken is, ook nie sy begin van dae of sy lewenseinde nie, maar sy priesterskap bly vir ewig, net soos die van die Seun van God. Oor hierdie versie is daar so baie mystieke sulke versluierende uitlegte en verklaar. Ek dink dit is baie belangrik dat ons gaan kyk daarna. Nee, daar is geen mystiek rondom God nie. Hy is nie hierdie mystiese, onverklaarbare figuur nie. Hy, die Skepper lewende God wat Gees is, wat homself deur sy karakter en autoriteit duidelik vir ons gee. Die meeste kampe wat ons aanbied deesdae, wat gaan oor die karakter en autoriteit van Vader, sien ons die ontsettende belangrikheid dat mense sal weet wie die God is wat hulle aanbid. Is dit belangrik dat mense sal verstaan wat sy karakter is, sodat ons hom kan ken vir wie hy is en nie ons eie beelde vorm van wie die lewende God is. Hier is 'n baie duidelike onderskeid wat in die sin gemaak word wanneer mens kyk na die taal wat hier gebruik word. Dan sien ons, hy stel vir ons dit baie duidelik. Dit was nie belangrik wie Melchizedek is. Sy geslagsregister, wie sy pa was, wie sy ma was, is nie opgeteken in die skrif nie, maar wel dat hy 'n priester was van die ewige priestersorde wat van die begin af deur Vader daar gestel is. Kan jy sien, hier is niks misties dat hy nie 'n pa nie 'n ma gehad het nie. Dat hy dalk die verskyning van Jesua in die Ou Testament was nie. Daar's niks daarvan hier nie. Wat hier wel vir ons staan is, die klem is nie op die man nie. Die klem is nie op wie hierdie persoon was nie. Die klem is nie wie sy ma, wie sy pa was nie. Maar die klem lê daarop dat hy priesterskap was. So wanneer ons kyk na daardie vers, dan sien ons dit duidelik. Kom ons kyk gou. Hy is nie deel van die Levitiese priesterskap wat deur
die wet vasgestel is, dit moet 'n leviet wees, dit moet die nageslag van 'n leviet wees, en die orde en dit waarin hulle moet doen nie. Daarom is dit nodig, dat jy so aangestel was, in 'n priestersorde wat reeds bestaan het. Dis waar die klem hier gelê word. Volgens die beeld van Melchizedek. Nie een of ander mystiese figuur wat daar verskyn het nie. Nee, let mooi op. Dis hy wat nie in die geslagsregisters opgeskryf nie. Sy vader en sy moeder is nie in die geslagsregisters opgeteken. Ook is die begin van sy dae, sy lewenseinde nie opgeteken nie. Vriend, ek wil hê met baie duidelikheid dat daar in daardie skrif nie staan dat hy nie gesterf het nie, en dat hy nie gebore is. Daar staan, dit is nie opgeteken. In die Pad van Waarheid vertaling, soos jy dit kan sien, is dit dalk 'n bietjie meer duidelik. Hierdie is nie 'n mystieke figuur nie. So kom ons hou op idealistiese stories verkondig oor Melchizedek. Nee, die vers is baie duidelik. Dit gaan nie oor hom as persoon nie. Daarom is hierdie dinge nie opgeteken nie. Begin van sy dae en sy einde is nie opgeteken nie. Dit sê nie, hy het nie einde van dae gehad. Maar sy priesterskap bly vir ewig. En dis daardie priesterskap, daardie ewige priesterskap, wat hier ter sprake is. Dan vertel dit verder aan hoeveel groter hy as Abraham is. Hoekom? Want hy het in priesterskap wat Vader aangestel het, lank voor Abraham gekies is, was hierdie priesterskap reeds gekies en daar gestel. En ons gaan nou nie oor die 10de praat vandag en die gedagtes wat daaroor volg nie, maar jy kan maar gerus daarna gaan kyk, want Vader se woord bly waar. Dan in Hebreërs 7 vers 11 gaan hy aan en sê, as daar dus volledige afhandeling deur die Levitiese priesterskap vasgestel is, waarom was dit nodig dat 'n ander nie Levitiese priester moes opstaan? Sien, as die Levitiese priesterskap die finale werk kon doen, die offer kon bring wat vir u en my sondes betaal, was dit nie nodig vir 'n ander priesterskap, waardeur ons sonde finaal betaal kon word nie. Watter priesterskap was dit? Nou gaan die vers aan, volgens die beeld, die voorbeeld van Melchizedek. Sê dit dat hy volgens die beeld of die nageslag van Aaron sal wees? Nee, glad nie. Hier is dit baie belangrik. Melchizedek, nie Levitiese priester van El Elyon. Hy seën Abraham ook in hierdie God se naam. Hy het hom geken. Ja, die geloof het nie begin by Abraham nie. Net soos wat Noag ook al reeds vir ons gewys het. Die ware geloof in die skepper lewende God was nog altyd in sekere mense teenwoordig. En is daar priesters gewees vir hom, wat hom in hulle godsdiens bedryf het, as die skepper lewende God gedien het. Psalm 110, sowel as Sakaria hoofstuk 6, daarmee saam, bevestig nou dat Messias, die gesalfde een, hierdie rol sal oorneem en voortsit. Joa het gesweer en sal nie lieg nie. Hy is nie Levitiese priester, vir ewig volgens die voorbeeld Melchizedek. Nou word dit bevestig, so in die verlede gestel dat dit reeds is, in Hebreërs 6 en 7. So ons weet, hy het dit reeds gedoen. Ons sien dus die priesterskap van ouds en weer hervat word met Jesua. Hierdie priesterskap het nog altyd bestaan. Baie mense is onder die indruk, dit het begin met Abraham. Hier het ons juis Melchizedek en Jethro, Moses se skoonpa as voorbeelde. Met die fisiese verbond wat met Abraham gesluit word, met 'n fisiese nasie, sou dit dan voortgeduur het. Maar hier word nou die Lewiete, wat die eersgeboorte reg van die persoon is, in die Lewiet voortgesit, omdat almal ongehoorsaam was met die goue kalf.
Ons ken die storie. Die Lewiete wat toe by Moshe kom staan het, en Vader het gesê, as gevolg daarvan sal die Lewiete my priesters wees, en al die eersgeborenes moet uitgekoop word en vervang word met die Lewiete. Van die eersgeborenes, Reuben, daarna Simeon, het gesondig, hulle eersgeboortereg verloor, en daarom is die eersgeboorteregte verdeel. Die dubbelporsie het gegaan aan Josef. Die priesterskap het gegaan aan Levi. En die volgende lyn na Simeon, die eersgeborene wat oorgeneem het by die nageslag van die gesalfde een, het behoort aan Juda. Dit is so duidelik. Nou is daar 'n ander priesterdom, die fisiese Levitiese priesterdom, terwyl Vader die plek van aanbidding vasgestel het, en solank as wat die tempel bestaan het, het die Levitiese priesterdom die voorbeeld gewees, en as voorbeeld gedien, hoe Vader aanbid moet word. Het dit priesterskappe in ander nasies en volke gestaak en gestop? Nee, my liewe vriend, God het nie net met Israel gewerk. Israel het 'n baie besondere keuse, wat God gekies het om te gebruik. Vader het 'n baie belangrike opdrag en profetiese woord deur Israel gewerk, maar hulle was nie die enigste volk waarin God gewerk het nie. Ons sien duidelik in die skrif, God het die land vir Moab gegee. Vader het hier 'n nie-Levitiese priester, Jethro, wat ook genoem word Reuel, wat beteken vriend van God, in Midian. En terwyl Moshe en die Israeliete die woestyn getrek het, en met die tabernakel Vader aanbid het met die offers, het Midian se aanbidding nie skielik opgehou nie, het Jethro wat die skepper lewende God aanbid het, nie skielik opgehou nie. Nee, dit het voortgegaan. Die priesterskap vir sy gekose verbondsvolk wat hy gekies het om daardeur vir ander 'n voorbeeld te wees, was Leef. Maar toe die tempel vernietig is, kon die Levitiese priesterskap nie voortgaan nie. Want, soos ons vroeër gesien het, is hulle aangestel in die wet, en die wet het bepaal dat die offers en die werk van die Lewiete en die priester slegs gedoen sal word in die tabernakel wat tempel geword. Daarom kon dit nie voortgaan nie. En nou moes daar die ou priesterskap, wat Melkisedek 'n voorbeeld van was, weer voortgesit word. En Jesua het dit kom doen. Maar Jesua is in hierdie priesterskap nou as hoofpriester, volgens die voorbeeld wat hulle gewoond aan was in die Levitiese priesterskap. Want Vader self was die een wat vir ons ingestaan het, voor die Levitiese priesterskap bestaan het. En deur die profete is daar 'n skakel gewees, die priester en die profeet die hele tyd met Vader, tydens die Levitiese priesterskap. Maar Jesua het gekom. En hy was nou vir ons die hoofpriester, en ons word aangestel as priesters. Kom ons lees 1 Kefa, jy ken dit as Petrus, 2 vers 9. Dan sien ons, u en ek is nou priesters in sy koninkryk. Want julle is 'n gekose nasie, om te dien as priesters in die koninkryk. 'n afgesonderde volk, by mekaar gemaak en bevry, om die lofprysinge van hom wat julle duisterne geroep het te verkondig, tot sy wonderbaarlike lig. Julle wat geen volk was nie, maar nou die volk van God. Ek wil jy met daardie woorde mooi onthou, julle wat geen volk was nie. Want ons gaan nou vinnig kyk na wat Malagi, soos jy dit ken, vir ons sê, oor die oorname, oor die oorgee van die priesterskap, vanaf die Levitiese, na Jesua die gesalfde een. Maar in 1 Kefa 2:9 is dit duidelik dat ons eers sien, u en ek is nou priesters, en daarom die taak van die priesters is ook ons. Volgende week gaan ons spesifiek gesels oor die priesters en sy taak, voordat ons by die tabernakel kom.
En dan gaan ons spesifiek kyk, wat is daarom u en my taak, omdat ons priesters in sy koninkryk is. Dit is belangrik dat ons hierdie punt sal ken en sal verstaan. Nou, ek dink dit is belangrik dat ons sien wat Vader se wil is hierin. Sy priesterskap hou nooit op. Dit is baie belangrik ook as ons nou gaan kyk na Malagi. Hier beskryf dit vir ons, hierdie oorname. Malagi 2 vers 4 tot 12, en ek gaan dit vinnig vir u lees in ons tyd. Dan sal julle weet dat ek hierdie opdrag vir julle gestuur het, sodat my verbond met Levi kan voortgaan, sê Jehovah Tsevaot. Dit was sy plan, dit is wat hy graag wou gehad het. My verbond met hom was lewe en vrede, en ek het die aan hom gegee tot respekvolle vrees. So het my respekvolle vrees en in ontzag vir my naam gestaan. Ware instruksies wat is in sy mond, en dit is die taak en werk waaroor dit gaan. Maar dan vers 8, julle het egter van die pad afgewyk, julle het baie deur die instruksies laat struikel, julle het die verbond met Levi korrup gemaak. So het ek julle ook veragtelik en vernederd voor al die mense gemaak. Dan gaan hy aan in vers 11 en hy sê, en Jehuda het veraderlik gehandel en 'n verwerplikheid is in Israel in Jerusalem gedoen, want Juda die afgesonderde plek van jou onteer, wat hy lief het, en die dogter van 'n vreemde God getrou, wat beteken hulle het ander gode aanbid. Vader stel dit hier duidelik, dat hy hierdie verbond met Levi afsluit. Dis Malagi, dis die laaste profeet. En hy het dit gedoen in Jesua. Kom ons lees dit in hoofstuk 3, van vers 1 tot 4. Let op, ek gaan my boodskapper stuur, en hy sal die pad voor my skoonmaak. Die meester, wat julle soek, sal skielik na sy tempel toe kom, en die boodskapper van die verbond in wie julle vreugde vind, let op, hy kom, sê Jehovah Tsevaot. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? Wie kan staande bly as hy verskyn? Want hy is soos die suiweraar se vuur, en soos die seep van die wasser. Hy sal sit as 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle suiwer maak soos goud en silwer, sodat hulle aan Jehovah offers kan bring in onpartydige opregtheid. Dan sal die offer van Jehuda en Jerusalem vir Jehovah aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in vroeëre jare. En nou gaan hy aan en hy sê vir ons, dat hy dit sal doen, uit hulle wat nie 'n volk was nie. Onthou 1 Petrus 1 keer van. Die herstel hiervan en die priesterskap is dan met die koms van Messias. En hier spel hy dit vir ons duidelikheid. Ek dink nie daar is enigiets wat ons kan twyfel oor dit wat Vader vir ons sê nie, terwyl ons volgende week gaan gesels oor die rol as priester en wat u en my rol is. Waar ons mooi gaan kyk na wat hier staan tot en met vers 7 van Malagi in hoofstuk 2. Melchizedek was die voorbeeld van Vader se ewige priesterskap wat Jesua weer voortgesit het. Nadat daar 'n kort oënskynlik onderbreking was met die fisiese priesterskap onder Levi. Maar weer eens het Vader sy ewige priesterskap voortgegaan in Jesua. Dit is die boodskap wat hy vir ons het met Melchizedek. Mag Vader vir u wysheid gee om priester te wees volgens sy standaard.